Hier is nou waaroor dit vanoggend gaan. Johannes 10 vers 10. Die dief kom om te steel en dood te maak en te vernietig. Ek het gekom dat hulle kan lewe en dit geniet, lewe in oorvloed. Nou hierdie oorvloedig lewe wat hy van praat, is letterlik super abundant, excessive. Jesus sê, kyk, julle gaan hierdie aarde op hierdie geen moeilikheid hê. Johannes 16:33. Julle gaan verdrukking hê, julle gaan moeilikheid hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Hier kom Johannes 10 vers 10, hy sê, dis ek gekom het, is om vir julle lewe te gee in oorvloed. Super abundant, excessive. En tog sit ons vanoggend hier en soveel van ons beleef dit nie. Hoekom? Wat is fout? Is dit wat Jesus gesê het waar of is dit dan nou nie waar? As ek jou vra, wat ontstel jou op hierdie oomblik? As jy nou dink aan jou lewe, wat ontstel jou op hierdie oomblik? Waaroor is jy bekommerd? Wat wil jy hê? As jy nou moet dink, wat in jou lewe moet nou verander, sodat jy oorvloedige lewe kan hê? Wat moet verander? Vir jou om vanoggend te kan sê, ek leef in oorvloed. Wat moet verander? Jy sien? Ons is gevang. Deur dieselfde moeilikheid wat Satan vir Eva gevang het. Om by haar hierdie idee te plant van, weet jy wat, dit wat jy het is nie goed genoeg nie. Dit kan beter. So eet maar van daai ding, want dan gaan jy soos God wees. En ons sit maar dieselfde ding. Jy staan die oggend op, jy kyk die dag in die oë en jy besluit, ja, ek weet nie of ek is dit vir die dag nie, ek weet nie of ek dit wil hê nie. En dis nie oorvloedige lewe nie. Dis simpel lewe, dis teesinnige lewe, dis 'n mislike lewe. Dis nie waarvoor die Here gekom het nie. Dis nie hoe dit moet wees nie. Nou, wat jy ook al aan gedink het, wat moet verander in jou lewe? Dit gaan dieselfde bly tensy jy iets aan doen. Dit gaan nie verander nie, tensy jy iets aan doen. As jy vanoggend hier sit en jou huwelik is nie so lekker nie, dinge krap bietjie hier en daar, dan is dit in jou hande om te verander. Ja, maar jy ken nie daai een wat ek mee getrou. Nee, luister. Jy het met hom getrou. Sak dit op. Jy het met haar getrou, jy het voor die kansel gestaan, ek vat hierdie girl tot my vrou. En jy het goeie rede gehad om dit te doen. Daai rede is nie weg nie. Dis nou nie plan maak. Dit is in jou hande om dit te verander. Dit is deel van die probleem. Toe Eva gevang is deur die vyand, eerste ding wat sy doen, toe die Here met haar praat, is sy sê, sy slang gewees. Ons wil verantwoordelikheid neem vir ons eie lewens nie. Dit wat in jou lewe jou ontstel, gaan nie verander voor jy nie iets aan doen. Dis in jou hande. Jy moet dit doen. Prediker 5 vers 9. Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg in nie. Ook dit het geen betekenis nie. Dit is letterlik 'n drogbeeld. Dis van julle wat nou hier gesit het, nou, wat moet verander in jou lewe, dat jy gelukkig gaan wees, dink jy, ja, so 34 miljoen rand gaan help. Luister, jou probleem is nie, dat jy te min geld het nie. Jou probleem is, jy weet nie wat jy het nie. Die Easterlin paradox, wat hulle van praat, sê die volgende. After our basic needs have been met, stuff will not increase happiness. Maar ons het die drogbeeld in ons koppe van, jy sê net kan meer, sê net groter, beter, vinniger, sterker. Dan gaan ek gelukkig, jy gaan nie gelukkig wees. Hoor wat ek jou sê?
as jy nie met dit wat jy op die oomblik het, dit wat die opset van jou lewe op die oomblik, as jy nie met dit oorvloedig gelukkig kan wees nie, gaan jy nooit wees nie. Die koninkryk van God is nie afhanklik van wat buite is nie, dit is afhanklik van wat binne is. Die vraag is, het jy die koninkryk van God binne in jou? Not what we have, but what we enjoy constitutes our abundance. Ek het op 'n stadium gepraat met Adrie, my dogter. Lang gelede, toe sy nog hier op skool was, dan gaan kuier hulle so by al die maatjies. En sy sê eendag vir my, daai spesifieke huis is daar gaan kuier. Hy mense het nie, hulle het nie baie geld nie, hulle het een kar, is 'n eenvoudige huis. Dit is die lekkerste plek om te kuier. Het gaan nie oor goed nie. Het gaan oor jou hart. Het gaan oor wat binne in jou is. Sagaria 4 vers 10, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Wat beteken? Dis die klein veranderingkies wat jy gaan maak, wat 'n groot invloed in jou lewe gaan hê. Moenie iets klein onderskat nie. Volgens dit wat ek vir jou sê, jy hoef nie vreeslike groot veranderinge aan te bring om by geluk uit te kom nie. Dis klein goedjies. Klein dingetjies. Dis soos Hooglied wat sê, dis die klein jaggelsies wat die wingerd verniel. Net soos die klein goedjies in die lewe. As jy dit kan begin raak sien en dit waardeer, dat die lewe vir jou gaan lekker maak. Iemand wat slap is in sy werk, dit nie goed doen nie, Spreuke 18:9, is 'n broer van die verwoester en vandalisme. Net soos iemand wat nie moeite doen om sy gesondheid op te pas nie, 'n broer van iemand wat selfmoord pleeg. Hoor jy? Jy kom vra jou, wat het jy in hierdie week gedoen tot voordeel van jou gesondheid? Behalwe nou daai handpille wat jy in die oggend sluk. Wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen met strekke en bietjie oefening en push-up hier en daar en wat het jy gedoen? Ek het vir die goed deesdae in die oggend, dan hou ek aan die muur vas, dan draai ek my kop so. Het jy dit al probeer? Jy sien kraak vreeslike goede hier binne. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek doen dit. Wat doen jy? Wat doen jy terwille van jou gesondheid? Wat is deel van oorvloedige lewe? As jy nie gesond is nie, as jou lyf gedaan is, dan is dit soveel moeiliker om by oorwinnende lewe uit te kom. Want jy net jou lyf. Action always beats inaction. Always. Logika kan nie 'n emosie verander nie. Jy kan met iemand praat, jy kan met hom redeneer, jy kan van vertel, luister hierdie so en so en so en so, dit verander nie. Maar aksie kan wel. Motion is lotion, hoor nou vir my. Motion is lotion. Kom net aan die beweeg. As jy depressief voel, jy is nie lekker nie, dinge is nie goed nie, man, staan net van jou alie af op en beweeg. Gaan stap om die huis, gaan stap om die blok. Doe net iets. Kry net jou lyf aan die beweeg. Dis hoe die Here jou gemaak het. Want dit skei allerlei goede in jou kop af, in jou liggaam, maar wat vir jou positief is. Maar ons doen nie teenoorgestelde. Hoe misliker ek voel, hoe meer wil ek net op 'n hoopie gaan sit en krabbeer. Nee. Dis in jou hande. Jy moet 'n plan maak. Jy moet iets daaraan doen. 'n Skip wat nie beweeg nie, kan nie draai nie. Jy kan 'n roer hê, jy kan alles hê. As hy nie beweeg nie, dan staan hy stil. As jy nie beweeg nie, gaan iets nie verander nie. Dit is in jou hande. En hy wat stadig beweeg, vorder baie verder as hy wat net sit. Dit gaan nie oor die spoed nie. Dit gaan nie oor die hoeveelheid repetisies nie. Dit gaan nie oor dat jy iets doen van jou kant af. Jy moet iets doen. Dan Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. So nou vra ons, Here, wat is die plan? Wat moet ek doen? Wat moet ek doen om my lewe beter te maak? Hy sê, kyk niemand anders. Die beste antidepressant wat daar in die lewe is om iets goeds te doen vir iemand anders. Doen net iets vir iemand anders. Almal om jou te geveg,
Almal om jou dink het gaan beter met die ander ou langs hulle. Almal van ons is geneig om onsself jammer te kry. Almal van ons. Kyk na mense om jou en wees 'n positiewe invloed in hulle lewens. Dit gaan jou beter gaan. Hoe laat jy ander voel? Jy maak dit nie saak hoeveel geld jy het en wat se carrière jy nie. Al hoe jy my beïnvloed, is hoe jy my laat voel. Hoe laat jy ander mense voel? As jy met iemand skouer geskuur het en jy loop weg, voel hulle beter? Voel hulle slegter? Hoe laat jy iemand anders voel? There are few human emotions as warm, comforting and enveloping as self-pity. And nothing is more corrosive and destructive. En ons almal verstaan hierdie ding. En ons almal kry onsself jammer. Ek was so groot, ek kan nie mooi onthou hoe groot nie. Toe pak ek vir my so bruin tassie gehad. Toe pak ek hom. Want ek kan nie onthou nie, met 'n onderbroek en 'n stukkie brood. En ek waai, ek sê vir my ma, cheers. Ek loop weg. Ek stel nie belang in hierdie huis nie, ek wil nie hier wees nie. Julle waardeer my nie. En toe loop ek weg. Wel so 'n halwe blok, toe gaan ek maar weer terug. Ons almal beleef hierdie goed. Ons almal. En jy voel, soos jy daar sit, voel jy, ja, as ek net hierdie ding kan anders in my lewe, gaan ek gelukkig wees. Nee, jy gaan nie. As ek net hierdie rekeninge betaal kry, as ek net my kredietkaart kan wegkry, dan gaan dit met my goed gaan. Nee, dit gaan nie. Want geluk word nie gevind in die goede buitekant nie. It's an inside job. Happiness is an inside job. Dis wat het gebeur. Dis wat van die Here praat. Sê die koninkryk is nie saak van wat jy eet en drink nie. Romeine 14:17 is geregtigheid en vrede, blydskap, dis binne in jou. Dis waaroor dit gaan, dis binne in jou. Stephen Covey, hy het 'n boek geskryf, so 'n hele verhandeling geskryf, oor die 90-10 beginsel. En wat dit op neerkom, is hy sê, 10% van jou lewe word bepaal deur wat met jou gebeur. 10%. Dis nou dinge van buite af, wat met jou gebeur. En jy staan in die oggend op, jy stap by die huis uit en hier waai die yskoue wind. Jy kan niks aan doen nie, dis nou hoe dit is, dit gebeur met jou. 10% van jou lewe word bepaal deur wat met jou gebeur. 90% word bepaal deur jou reaksie. As jy die oggend uitstap en hierdie snappende koue wind waai, jy twee keuses. Of jy jouself jammer kry. O, hierdie is mislik. Wow, dis. O, jy kan sê, jugg. Dis vars. Hierdie is kwaai. Ek's nou wakker. Het gaan alles oor jou gesindheid. 10% wat met jou gebeur, het jy nie beheer oor nie. 90% word bepaal deur jou reaksie. Ons almal het moeilikheid. Ons almal het uitdagings. Ons almal het slegte goed met ons gebeur. Hoe hanteer jy dit? Hoe hanteer jy dit? Jy is kaptein van jou eie skip. Dit wat in jou lewe aangaan, is jou saak. Niemand anders nie. Jy kan nie net anders blameer nie. En dit help jy gaan sit op 'n hoopie en jy kry jouself jammer nie. Weet jy wat? Selfbejammering verander niks aan 'n saak nie. Dit maak jou net meer mislik. So stop dit. Los dit. Dan gaan 'n plan. Vra die Here om vir jou perspektief te gee om die goed, die reg, die mooi in iets raak te sien wat jou lewe vir jou sê sleg. Maar daar is iets goed daar. Romeine 8:28 sê die Here kan alles, ook die koue wind, hy kan alles gebruik ten goeie omdat jy hom liefhet. Dis wat ons moet soek. Here, wat is die ten goeie hierin? Hoe kan jy hierdie ding vat en dit positief in my lewe maak? As dit jou uitkyk is, as dit jou perspektief, dis jou fokus, dis waarna jy kyk, dan gaan jy dit raak sien. Jou lewe gaan verander. Spreuke
13 vers 7, pretentious, showy life is an empty life. A plain and simple life is a full life. Gevolgtrekkings wat ons gemaak het van terminale pasiënte. Klomp ouens het hulle navraag gedoen het rondom hierdie navorsing. Wat sou jy anders gedoen het? Dis nou ons besig om dood te gaan, en vra hulle vir hulle, as jy nou weer kan lewe, wat sou jy anders gedoen het? Hier is die goed, hulle sê eerstens, ek sou meer pret gehad het. Maar ek het nie tyd nie, ek moet werk, ek moet dit, ek moet die huis skoonmaak, ek moet afstof, ek moet, dis wat hulle sê, ek sou meer pret gehad het, ek sou minder gewerk het. Werk is helemaal overrated. Ek sou minder gewerk het. Ons werk te veel. Hoor wat jy sê? Ons werk te veel. Want ons wil te veel kiet koop. Los eerder die kiet en het tyd om pret te hê. Wat is jou fokus? Wat soek jy? Maak jy vir jou skatte hier by mekaar of in die hemel? Dis in jou hande. Ek sou minder stres gehad het oor wat ander mense oor my sê. Jy van die goed hulle sê. Ek sou minder my verknies het oor wat ander mense van my sê. Nou wat weet hulle af wat in my lewe aangaan. Ek sou meer tyd spandeer het met vriende. Meer tyd. Ek sou beter geëet het en geoefen het. Meer tyd, meer moeite, meer aandag spandeer het aan my manier van eet en aan my oefening. Ek sou meer gefokus het op nou. Mindfulness. Dis Engelse terme wat hulle gebruik daarvoor. Wat is nou, die toedrag van sake? Nee, hoe voel jy op hierdie huidige oomblik? Is er jou kwaai pyn, wel dat iemand net sy hand op jou sit. Dis nie koud hier binne nie. Dis die fancy goed aan. Jy sit op 'n redelike gemaklike stoel. Nee, dit gaan jou fantasties op die oomblik. Dit gaan met jou fantasties goed. Hoekom sit jy daar aan glimlag nie? Want jy dink aan al die goed van nou en môre en die week en dit wat nog kom. En dit ontstel jy. Dis die lewe nie. Dis die lewe nie. Dis hoekom ek vir jou voel alles is mislik. Lewe word nie gemeet deur hoeveel keer jy asemhaal nie. Dit word gemeet deur die oomblikke wat jou asem wegslaan. Of dit nou asem is nie seker. My waarde is nie afhanklik van hoe ek lyk of wat ek het nie, maar van wie ek is. Dit is jou waarde. Die Here het jou lief, het jou gekies, het jou geroep by die naam, het gesê, jy is myne, ek kies jou, ek red jou, jy is my kind. Nie op grond van wat jy gedoen het of hoe jy lyk nie, maar wie jy is. Jy is 'n kind en hy het jou lief. Dit is jou waarde, dit is jou identiteit. So ek vra weer, wat moet verander in jou lewe dat jy gelukkig kan wees? As jy eerlik wil wees, dan hoef niks te verander nie. Want jy is bederf, net soos jy daar sit. Ja, as goedjies wat ek wil anders sê. Hier en daar het ding in my lewe, my plan. En ek het 'n ratkas of 2 wat nie wil rat nie, en ek het hier en daar 'n ding wat stikkend is. Maar dit maak niks aan my geluk nie. Dit raak my nie. Want dit is my keuse. Dit is my keuse. Is daar goed stikkend? Is daar goed skeef? Is daar goed wat nie reg? Ja, daar is. Ons leef in 'n stikkende wêreld. Maar jy sê dit bepaal nie jou geluk nie. Jy bepaal dit. Dis in jou kop. Jy bepaal dit. Dis in jou hande. Jy het baie meer potensiaal as jy dink. Deel van wat ons ontstel is, ons begin voel, maar dis te laat, dis verby, ek kan nie meer. Ek kan dit nie meer bereik nie, ek kan nie meer aankom nie. Jy het
baie meer in jou as wat jy dink. Mik vir meer. Net volgens vir jou sê, as jy wil groei en jy wil die potensiaal ontwikkel en jy wil daai gevoel die binne jou daai vergenoegdheid, daai opgewondenheid van ek het hierdie ding, ek kan dit doen, ek gaan dit maak. Mik vir meer. Mik vir meer. Jy kan dit doen. Moet nie opgee nie. Moet nie dink is verby nie. Mik vir meer. Moet nie net sit en dink maar ja, het sal nou lekker wees om 'n stukkie blokkie sjokolade te hê. Gaan groot. Gaan groot. Jy kan dit doen. As jy voel jou lyf is klaar en jy kan nie maklik van 'n stoel af opstaan, begin nou iets dan doen. Jy kan as jy nog 'n surfboard koop. Jy kan dit doen. Jy kan vir jou fiets koop. Jy kan nog doen wat jy gedink het jy nooit kan doen. Jy kan. Jy besef nie wat is jou potensiaal. Jy sê dan, jy kry self jammer, jy dink ek is op en klaar en moeg en gedaan, niks vorder. Nee, jy is nie. Jy kan het doen. Jy kan het vangen. Jy kan het beter maak. Dit is in jou hande. So, wat wil jy? Wat wil jy? Is dit wat jy wil hê sinvol? Dit wat jy ontstel, dit wat jou sogenaamd jou geluk steel, is dit regtig die moeite werd? Of nie? Is dit nie moeite werd? As jy dit regtig wil hê en jy dink dit gaan regtig iets verander, plant 'n saad, kry iets in die grond, begin iets doen. Om daar uit te kom. Ja, nie, jy sit net nie. Doen iets. Geloof sonder aksie is dood, dit beteken niks. Moenie jouself bejammer nie. Maar niemand jou eintlik jammer nie. Nie jouself jammer kry. Die lewe gaan nie oor jammer nie. Die lewe gaan oor maak 'n plan. Doen iets aan. Maak 'n plan. Jy het dit, jy kan dit doen, jy kan 'n plan maak. Maak nie saak wat jy ontstel nie, jy kan 'n plan maak. Dit is in jou hande. As jy in die skool sit en jy voel, ja, hierdie wiskunde, ek gaan dit nooit reg kry. Kom vir jou calculator. Vat aan 'n vak. Doen iets aan. Jy sê, dit is nie moeite werd, dat seker goed jou vrede steel. Dit is in jou hande. Maak 'n plan. Dit is in jou hande. Verhoudings is heel eerste, dis die koninkryk, dis verhoudings. Sorteer verhoudings uit, bou verhoudings. Belê in iemand anders. As jy nie weet wat om te doen nie, doen iets goeds vir iemand anders. Jy gaan die voordeel daarvan trek. Want dis die koninkryk. Die Here sê, hy wat aan 'n arme gee, leen aan die Here, en hy sal hom vergoed daarvoor. So as jy nie weet wat om te maak nie, kry iemand anders en doen iets in hulle lewens. Het gaan jou vlak van lewe, net dadelik verhoog. En dis die Here se plan. En dis nie volgende week nie, dis die volgende jaar nie, is nou. Dis in jou hande, nou. Moeilikste tree. Die heel moeilikste tree om 'n berg te klim. Dis die eerste een. Dis heel moeilikste. Begin het. Daai goed wat jy uitgestel het, wat jy graag wou gedoen het, wat jy nog nie bygekom het, begin het. Doen iets hieraan. Die Here gaan nie los nie. Heilige Gees is binne in jou, hy gaan jou bemagtig, hy gaan jou oomgee, hy gaan vir jou motiveer, hy gaan jou help, maar jy is die een wat dit moet begin doen. Dis in jou hande. Spreuke 17:1, liewer 'n stukkie droë brood met vrede en rustigheid daarby, as 'n huis vol lekker kos met 'n gebekleierheid daarby. Pas op dat dit waarna jy mik, dit waarna jy streef, pas op dat dit nie leeg is nie. Is dit regtig moeite werd? Gaan dit regtig jou lewe verander? Is dit regtig sinvol? Vra die Here vir wysheid. Hy het vir julle sê, ek het baie gedoen oor te kla. Ek lewe lekker. Wragtig, ek sê vir julle, ek lewe lekker. As jy goed praat, wat ek kan sê alles reg is nie. Ek lewe lekker.
selfs as iets negatief gebeur, selfs as ek slegte goed hoor, selfs as ek 'n negatiewe tyding kry, dan weet ek, hey, God is God. Niks kan dit verander nie. God is God en God is goed. Niks kan dit verander nie. En ek sê, laaitie, is nie vir my. Ek gaan my help. Lewe lekker. Oorvloedig. Excessive. Super abundant. Dis jou keuse. Die omstandighede. Dis binne in jou. Dis jou keuse. So ek lees weer vir julle die vers. Johannes 10 vers 10. Die dief kom om te steel, dood te maak, te vernietig. Ek het gekom dat jy kan lewe en dit geniet, lewe in oorvloed. Super abundant, excessive life. Dis die Here se plan vir jou. Kom ons bid. Ja, ons koppe so die mekaar, ons is so beïnvloed, ons het soveel verdraaide gedagtes oor wat reg, goed en reg en lekker is. En intussen gaan die lewe by ons verby. Sal jy kom en vir ons perspektief gee. Help ons Here om te kan verstaan, te kan sien, te kan begryp. Dit wat regtig sin maak, dit wat die moeite werd is, dit wat lewe is. Help ons Here. Kom help ons. En dankie, Here Jesus, dat U dit sê. U het gekom sodat ons lewe kan hê in oorvloed. Kom leer ons so. Dankie Here dat dit nie afhanklik is van omstandighede of finansies of enigiets nie. Dit is afhanklik van U wat binne in ons is. Dankie Here. Ons aanbid U, ons eer U. U is die Heilige.